is vir my 'n voorreg om vanoggend op hierdie manier ook saam met jou te wees. Nou in die laaste 3 weke het ons gekyk na, is ons in ons leidingstyd en ons het gekyk na die pad van hoop. Hoe kom ons van 'n pad van wanhoop, van vrees, van moedeloos wees, om weer op hoop uit te kom? En dis 'n pad wat moed gee, wat lig gee, maar dis ook 'n pad waar ons iets meer as dit sien. Om tot op hoop te kom, is 'n pad wat moeilik is, en 'n pad wat ook uitdagings vra van ons. Nou, ons het gehoor in ons eerste week, hoe dit gaan om te werk vanaf vrees na vrede toe, om daai beweging te maak, waar daar uitdagings voorkom, waar ons moet moed hou, waar ons moet staande bly, ten spyte van dit wat gebeur. Wat ons gekyk het hoe karakters in die Bybel dit gedoen het, hoe hulle aangehou het om met moed te loop, hoe hulle aangehou het om te kies, om die pad wat God wys te gaan loop. Dit het ons ook die bewyse gegee dat God getrou is, dat hy saam met sy kinders loop, dat hy hulle nie los nie. Ons kan hom vertrou en deur die storm rustig gaan slaap, want ons weet ons God is daar. Ons weet hy los ons nie. In die tweede week het ons verder dan ook gekyk hoe hy deure toemaak partykeer in ons lewe en vensters oopmaak. Vir ons geleenthede gee wat ons dink nie daar kan wees nie, maar wat wel daar is en wat goed is vir ons. Die Here voorsien soveel keer op maniere wat ons nie kan dink of kan raai nie. Hy gee seën op plekke wat soveel groter is en waar ons nie dink dit moontlik is nie. Wanneer ons, een van die voorbeelde wat ons gelees het, is wanneer ons as slawe dien, dat die Here daarso seën gee. Wanneer die oorlog groot is, dat God self opdaag en die oorlog veg. Die een is wat teenwoordig is, wat daai verskil maak. Wanneer ons familie minder word en ons dagtake moeilik word, deur dit alles is God die een wat daar is, wat ons nooit laat gaan nie, wat saam met ons daai pad loop. Ons sien egter ook in hierdie gedeeltes, dat al maak die Here vensters oop, moet ons nog steeds die keuse en moet ons nog steeds die moed hê om daardeur te gaan, om daai geleentheid te gebruik. Ons het 'n keuse om die geleenthede wat God vir ons gee, te gebruik. Ons kan nie sê, God is nie daar nie, net omdat ons nie bereid is om die venster te vat, om die geleentheid wat daar is te vat nie. Want soveel keer maak die Here geleenthede oop, maar ons is nie bereid om daai kans te waag nie. So kom ons ook by 'n derde tema dan ook die week, waar dit gaan daaroor om ander mense deel te maak van ons geloofsfamilie. Om die Here se stem reg te hoor en moeite te doen om ander wat te laat welkom voel in sy teenwoordigheid, want dis wat ons doen. Ons is sy verteenwoordigers. Ons is die mense wat hom moet uitstraal, moet uitbeeld. En daarom om ook in moeilike tye, in moeilike situasies, mense deel te laat voel, te laat wees, welkom te laat voel in God se teenwoordigheid. Hierdie is seker een van die moeilikste dinge om te doen, omdat ons nie altyd besef hoe ons optrede teenoor ander hulle seer maak nie. Maar Jesus kom maak dit wel moontlik en duidelik dat ons wel ander moet laat welkom voel. Lukas 19 lees ons so die verhaal van Saggeus, wat Jesus wou gesien het, wat hierdie begeerte gehad het om naby Jesus te wees. En wat gaan doen hy? Hy gaan klim in 'n boom net om Jesus te sien. Jesus kom dan en hy gaan staan stil by Saggeus en hy sê vir hom, Saggeus, klim af, want vandag wil ek by jou tuis gaan, ek wil by jou kom eet. 'n man wat 'n kroek is, wat as 'n kroek en 'n geldgierige gesien is, wat 'n sondaar is, kom Jesus nader en hy sê, maar ek wil by jou wees, ek wil deel van jou wees. Net so kom Jesus en hy nooi ons almal na hom toe. Hy kom en hy sê, maar wees welkom in my teenwoordigheid. Kom wees deel van wie ek is, van my mense. Hy kom nooi ons in sy huis, in sy familie. En hy vra van ons om dieselfde met ander te doen. Om deur die liefde wat hy vir ons te bewys het, vir ander te bewys, en vir hulle te sê, maar kom en wees deel. Kom wees deel van wie jy is. Om saam met hulle 'n pad te loop, al is dit moeilik. Om dieselfde omgee ook vir hulle te gee. Want dit maak nie saak wie ons is nie, niks vat ons weg uit Jesus se liefde nie.
Nie ons bekommernisse nie, nie ons seer nie, nie ons toekomsplanne nie, nie mense nie, of dinge wat mense doen nie. Ons is geroep om in die goeie tye en in die moeilike tye die Here te dien en te volg julle. Met die sekerheid dat hy ons nie sal los nie. Met die sekerheid dat hy saam met ons hierdie pad loop. Daarom kom ons hou aan om ander deel te maak van hierdie sekerheid. Van hierdie hoop dat niks ons uit Jesus se hand uit gaan ruk nie. Nie ons huidige situasie nie, nie die moeilikheid wat ons beleef nie, nie die uitdagings wat daar is nie. Niks vat ons uit sy hand uit nie. En ook die sekerheid te gee dat hy wel vir ons venster sal oopmaak. Dat ons nie alleen in hierdie situasie is nie. Al lyk dit so en al voel dit so, is ons op die einde van die dag nie alleen nie. Sy liefde is so groot dat hy vir ons gesterf het en dit maak alles anders. Dit maak dat ons anders glo, dat ons anders bely, dat ons anders optree. Want ons tree op, soos wat Christus van ons vra. Deur aan te hou om hom te volg, aan te hou om hom te dien. Daarom hou vas aan dit wat ons bely van ons God. Moenie daarvan links of regs afwyk nie, want jou God is gister by jou gewees en hy is vandag by jou en hy sal môre ook by jou wees. Mag ons uitgaan en werklik saam met ons God hierdie pad loop. Mag ons hom volg en hom dien en die geleenthede gebruik wat hy ook vir ons gee. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, om weer eens te besef dat U hoop gee, dat U 'n pad met ons loop, dat U nooit vir ons alleen laat nie. Gee dat ons die geleenthede wat U vir ons gee sal gebruik, en dat ons sal opstaan, en U sal dien op die manier wat U van ons verwag. Dankie vir elkeen wat U beskerm en bewaar, dankie dat U ons nog 'n dag gegee het om te leef. Laat U genade en die vrede vandag oor ons wees, en Vader, laat U seën ook oor die kinders wees. Ons bid en ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons U vertrou met ons hele lewe. Amen.